Dr. Bernie van der Linde en Jaco Poelman, prinsipaal en adjunkprinsipaal onderskeidelik van BMT College, is vanoggend hier by ons in die ateljee. Baie welkom julle. Ek gaan by jou begin, Jaco. Net vinnig, waarvoor staan BMT? BMT staan vir Business Management Training College. Okay. Ja, ons is hier in Fourways, net buite in Chartwell en ja, ons is afstandsonderrig en ons bestaan al vir die laaste wat amper van 1994 af. Ja. Nou wonderlik om vanoggend meer oor julle te leer. Ons hoor dikwels van studente wat nou nie plek kry by openbare universiteite nie. Wat is die rol wat julle het as 'n privaat instansie wanneer dit kom by die lewering van kwaliteit onderrig? Ja. So ek dink die eerste ding om te verstaan is dat privaat instansies, veral hoër onderrig instansies, gaan deur dieselfde prosesse om geakkrediteer te word en geregistreer te word as jou publieke instansie. So die kwaliteit van wat ons aanbied is op dieselfde vlak as jou publieke universiteit. Ek dink wat ons dalk partykeer bietjie een kant toe sit is dat ons baie vinniger kan reageer op dinge wat verander in die bedryf en dit dan toe te pas en vir ons studente beskikbaar te stel. Maar mense hoor so dikwels van mense wat met slenters gevang word deur privaat instansies. Jy weet, hoe kan 'n student nou seker wees dat hy te doen het met 'n gehalte instansie? Ja, so die maklikste manier om dit te doen is om dit te bevestig by die departement van hoër onderwys, diet.gov.za. Hulle het 'n register daarso, waarna toe enigiemand kan gaan en dit gaan oopmaak en hulle kan daar kyk. In die eerste plek, wie is die instansies wat geregistreer is, en dan die instansies lys ook, of die register lys dan ook al die kwalifikasies waarvoor 'n instansie geregistreer is wat hulle kan aanbied. Ons het 'n artikel op ons webtuiste waarna mense kan gaan lees wat dit in baie meer detail verduidelik van hoe om seker te maak waar die plek is wat jy gaan studeer. Bernie, die prinsipaal, kom ons nou na jou toe, moet ek bang wees? Ja. maar Bernie, daar's so baie moontlikhede. Hoekom BMT College? Hoekom moet mense julle kies? Kyk, daar's eintlik die groot verskil tussen ons en ander instansies. Lê basies die tipe student wat ons al buite sit. Ons verwag nie van ons studente om stappies en rympies te leer nie. Hulle moet die werk kan doen, soos byvoorbeeld hulle met 'n dissiplinêre verhoor kan doen. Van die studente byvoorbeeld in ons bemarkingsmodules moet op 'n TikTok video oplaai en hulle produk of hulle diens bekendstel en sodoende word hulle geassesseer op dit wat hulle werklik kan doen, nie dit wat ons in teorie leer nie, want die teorie is eintlik die maklike deel. Ja. En vir werkende mense is julle ook 'n goeie opsie, hoor ek. Hoekom? Ja, want ek dink die groot verskil tussen ons is omdat ons so buigbaar is. En Jaco het nou die oulikste vergelyking gegee, want hy sê, iemand sê, maar jy het flexible studies, en sê, ja, 'n vliegtuig het ook flexible. Ja. Ek weet, as is Jy moet hierdie wind kan stuur. Yes. Ja. Dis hy, maar daar moet binne in hierdie vlerke wat nou so vreeslik beweeg, moet daar darm ook beperkings wees en dan moet kontrole wees, want hy sê anders gaan die vlerke die vliegtuig Ja, ek wil gou net 'n laaste vraag vir jou dan. Vir hierdie werkende student, jy weet mense grootste vyand is vrees, want jy het jou jare gelede gestudeer en gaan ek dit nou nog kan maak? Hoe verseker julle hulle sukses? En ek dink om net aan te pas by wat Dr. van Linde nou gesê het, is die buigbare studies. En ek dink ons noem dit eintlik aanpasbare studies, want ons probeer aanpas by die student se omgewing. Daai studente wat werk, die studente wat huisgesin het en alle ander tipe dinge wat vir hulle wat hulle tyd ook opvat. Ons probeer dat die studies inpas by dit sodat hulle betyds kan en binne daai perke waarvan ons nou praat kan klaarmaak. 'n Boodskap vinnig vir mense wat nog dink daaroor of hulle by julle wil aansluit? Skryf nou in. Ja, dis 'n En maklikste natuurlik ons praat jou taal. Ja. So Jaco. Ja, die insluiting sluit aan die einde van hierdie maand. Oriëntering is op die 7de Maart. Ja, voordat ons afsluit, wil ek net hierdie by sê, Dr. van der Linde verjaar Maandag. So veel geluk!